Skrif waarby ons stil staan, wat ek nou al periodiek die geleentheid gehad het, wat ek graag weer onder jou aandag wil bring vanmôre, Hebreërs 10, vers 36 in die 83 vertaling sê, volharding is wat jy nodig het om die wil van God te doen en te ontvang wat hy beloof het. Woordjie volharding klink so na 'n algemene term wat maar net 'n mooi woordjie is. Ons verstaan nie altyd regtig die impak daarvan nie. Hoor hoe die boodskapvertaling dit vertaal en dis veral die fokus wat ek wil kommunikeer ook nog vir die volgende paar weke. Boodskapvertaling vertaal dit om te sê julle moet, en moontlik is jy op hierdie stadium nie op 'n lekker plek nie. En moontlik is hierdie 'n woord wat die Here vir jou het om vir jou te sê jy moet tot elke prys vasbyt. As jy so aanhou om te doen wat God wil hê, sal hy sorg dat jy kry wat hy vir julle beloof het. Die uitdaging daarvan om vas te byt, en nog 'n geleentheid vanoggend waar ek jou graag wil uitdaag met hierdie woorde van byt vas. Byt vas veral wanneer die versoeking nogal daar is, as gevolg van ons omstandighede, om te wil negatief raak. Ons word so maklik meer gesleer deur hierdie stroom van negativiteit. Ons leef in 'n omgewing gebombardeer met al meer negatiewe nuusinligting wat die donker beklemtoon en afbreek en doodspreek en as ware ons moed met 'n D, wat dit half erodeer. En ongeag van hoe sterk jy geestelik is, dit raak almal van ons een of ander tyd. Dat jy kom by daai plek waar jy sê, ek weet nie of ek meer die krag het om vas te byt nie. Inteendeel, baie van ons het die dalk nie so heeltemal kultuur aanvaarbare nie, maar iets wat in jou DNA is, en as dit moet uitglip, veral wanneer jy swaar kry om te sê, nou's ek gee vol vir die lewe, vir my uitdagings. Hoekom? Want dis negatief. Paulus was ook daar. Die vorige keer al stilgestaan by een van sy uitdagings waar hy gesê het, ek het die moed om te bly lewe, die hoop om te bly lewe as het ware laat vaar. Dis nie die enigste keer wat hy dit beleef het nie. Ons staan vanmôre stil by nog 'n geleentheid. In 2 Korintiërs 7 vers 5 sê hy, en hy vertel hy die storie. Hy sê, julle onthou mos dat ek vroeër in die brief vir julle vertel het, hoe ek van Troas af na Macedonië gegaan het, want ek het gehoop om Titus daar raak te loop. Toe ek daar aankom, het 'n klomp probleme op my gewag. En nou is dit intern en ekstern. Hy sê, van buite het geweld my in die gesig gestaar, van binne het vrees my oorval. Net om die prentjie in 'n ander teks te hoor hoe sê die New Living Translation. Hy sê, when we arrived in Macedonia, there was no rest for us. We faced conflict from every direction, with battles on the outside and fear on the inside. En as verseker 'n klomp van ons wat vandag hiermee kan identifiseer, en 'n paar van ons wat in die verlede al deur so 'n situasie was, dat jy besef, joh, ek's in 'n situasie waar ek besef, ek verloor moed. Ek's negatief. Ek's op moed verloor se vlakte. Ek's in 'n gat. Of ek's in 'n diep put. Almal van ons beleef hierdie situasie waar jy besef, asof jy net jou energie word gedreineer. En soos Paulus dit in die Engelse vertaling, dit opsom, battles from the outside and fear on the inside. Boodskapvertaling praat van hierdie massas of klomp probleme. Maar dank die Here, jy's op die regte plek om te kan hoor, soos dit op die skerm vir jou staan, byt vas. Byt vas. Maar miskien is dit makliker gesê as gedoen. Miskien is dit makliker gesê as dit gedoen vir iemand soos Paulus, wat in hierdie ongelooflike situasie was waar hy ongelooflik druk ervaar, en dan is iemand vir hom gesê het, Paulus byt net vas. Sy storie gaan aan. Die volgende vers, of die laaste gedeelte van vers 5. Hy sê, maar toe gebeur daar 'n wonderwerk. So hierdie klomp probleme het hom oorval, klomp goed van buite, klomp goed van binne, maar toe gebeur daar 'n wonderwerk. En ek wil hê dat jy saam met my vanoggend moet ontdek, wat is die wonderwerk wat maak dat wanneer jy voel jy het spoed verloor, dat jy nog steeds kan vasbyt.
Is jy reg vir die wonderwerk? Vers 6. Weet julle, ons groot God, wat in staat is om mense op te tel wat in die stof lê, het my ook kom optel uit die diep put waarin ek was, sê die boodskapvertaling. Die wonderwerk het gebeur dat ek voel oorweldig, ek voel ek kan nie meer nie, maar die wonderwerk gebeur toe ek skielik beleef God kom en hy kom tel my op. New Living Translation, but God who encourages those who are discouraged, encouraged us. Dis die wonderwerk. Dis die wonderwerk wanneer jy besef ek kan nie meer nie. Ek is keelvol van my werk, is uitgekeier met die huwelik, ek kan my finansiële druk nie hanteer nie, ek weet nie of ek die spanning van my besigheid of my boerdery kan hanteer nie, ek het moed verloor want 'n klomp goed werk nie uit soos beplan nie. But God who encourages those who are discouraged, encouraged us, was Paulus se belewenis. En die goeie nuus is, dis nie 'n eksklusiewe geleentheid wat net deur Paulus beleef kon word nie. Dieselfde God kan steeds in vandag se omstandighede na jou inreik en jou die wonderwerk kom laat beleef van bemoediging. Jy kan vanmôre bemoedig word. Jy kan in die omstandighede, in die ergste omstandighede, skielik beleef, soos wat Paulus in die Engelse vertaling hier sê, but God. Maar God het 'n wonderwerk kom doen. So ek vertrou dit jou storie, as hy dalk vandag in daai gedeelte is, waar die musiek redelik spanningsvol is, en dit klink na daai angswekkende duister deel van jou lewensfliek, dat die lig skielik sal deurbreek met die woorde, maar God. En daar's 5 feite, wanneer ons ontdek hoe dat God ons bemoedig, is daar 5 feite oor bemoediging, wat ek vir jou vir die pad wil saamgee vorentoe, waarvan nommer 1 die belangrikste is. Die eerste feit oor bemoediging wat jy vanmôre moet onthou, en veral hierdie eerste ene dalk die belangrikste moet vasmaak is, wat is bemoediging se bron? Die Engelse Bybel 2 Korintiërs 7 vers 6 sê, but God, who encourages those who are discouraged, encouraged us. Jy sien, wanneer ek sê, ek is keelvol en ek kan nie meer nie, en ek weet nie of ek kan vasbyt nie, but God. Bemoediging se bron, nommer 1, is God. Die Afrikaanse vertaling, ek lees hom weer vir jou. Dit sê, weet julle, ons God. Ons God is in staat om mense op te tel wat in die stof lê. Hy het my ook kom optel uit die diep put waarin ek was. Mag dit jou storie wees. Mag daar 'n getuienis wees dat jy ook op 'n stadium moet sê, ek was in 'n spreekwoordelike put gewees. Of tipies die Afrikaner ding wat ons vandag sê, ek was in 'n gat gewees. En die storie kan vertel, maar God het na my afgereik en my opgetel en my nuwe hoop en nuwe moed kom gee. En God is die een wat juis daarin spesialiseer om wanneer ons in moeilike omstandighede is, vir ons nuwe hoop te gee. Daar's toevallig 365 plus stellings in die Bybel wat sê, so moenie bang wees nie. Hoekom nie? Want God is ons bron van hoop. Dis hoekom hy Jesus gestuur het. Dis hoekom hy weet, ons leef in 'n landskap waar ons deur diep valleie gaan, waar daar soms putte is waarin ons kan beland, gate waarin ons kan vasval. Ons regtig voel, ons is nou so gatvol vir die lewe, want ons is vasgeval in hierdie gate. En dan stuur hy vir Jesus, hoor 2 Korintiërs 1 vers 5. Hy sê, daar is ook vir ons 'n oorvloed van bemoediging deur Christus. Hy is die bron, dat ek skielik kan sê, ek het so bemoediging, ek kan vasbyt, want Christus is met my en in hierdie situasie saam met my. Net die vorige versie, maak hy hierdie stelling, hy sê, in elke moeilikheid, bemoedig hy ons. So toevallig, vraagie, wat is die moeilikheid wat jou op hierdie stadium in die gesig staar, wat jou bietjie lam lê? Sou dit daai insluit? Wanneer Paulus sê, in elke moeilikheid, bemoedig hy ons. Vul hy ons met nuwe hoop en moed en geloof. 'n Positiewe verwagting, 'n groot vooruitsig. So nommer 1 en die belangrikste is, dat jy vandag sal vasmaak, ek kan vasbyt, omdat God bemoedig, en die bron van bemoediging, nommer 1 is God. Tweedens, interessante verdere feit oor bemoediging is, dat terwyl God die bron van bemoediging is, hy spesifieke kanale gebruik.
Hy werk op spesifiek, hy kry daai moed, nie sommer net deur die lug by jou uit nie, hy gebruik kanale. Lees weer die storie van Paulus. Ek lees hom uit die boodskapvertaling vanaf vers 5 af. Hy sê, julle onthou mos dat ek vroeër in die brief vir julle vertel het, hoe ek van Troas af na Macedonië gegaan het, want ek het gehoop om vir Titus daar raak te loop, toe ek daar aankom, het 'n klomp probleme op my gewag, van buite geweld my in die gesig gestaar, en van binne het vrees my oorval. Maar toe gebeur daar 'n wonderwerk. Weet julle, ons groot God, wat in staat was om mense op te tel wat in die stof lê, het my ook kom optel uit die diep put waarin ek was. Hy het my bekommernis in 'n oogwink weggevat. Hoe? Wat is die kanaal? Toe Titus skielik daar opdaag. Hier is die Engelse Bybel wat weer 'n ander kleur in hom gee. Hy sê, but God who encourages those who are discouraged, encouraged us, how? By the arrival of Titus. Nommer 2, bemoediging se bron is God, maar die kanaal is dikwels mense. Anders gestel, so op die skerm, om jou te bemoedig, gebruik God dikwels mense. So kan ek jou uitdaag dalk vanoggend, miskien moet jy jou ore bietjie spits. Want jy vra die Here vir verligting en jy sê, Here, doen vir my iets, en dan kom iemand met 'n bemoediging en jy kyk dit mis, want jy verwag nie dat God jou kan bemoedig deur watter bron ook al. Maar hy kies gewoonlik om mense te gebruik. So spits jou ore vir wat hy deur ander mense vir jou wil gee. Jy moet daaraan dink, die Heilige Gees word vaardig oor mense en hy rus hulle toe met bonatuurlike vermoëns en daar's 'n massa gawes, geestelike gawes. Een van hulle sê Romeine 12 vers 8 vir ons is die gawe van bemoediging. So daar's mense, daar's kanale wat God wil gebruik. Hy kan enige persoon gebruik, maar daar's baie mense wat hy spesifiek net hierdie unieke vermoë gee om hulle kan ander mense optel. As hulle bietjie in 'n gat is, as hulle bietjie lam gelê word, as hulle in 'n put is daai mense net die vermoë om hulle op 'n manier daar te kan uitkry. So kan ek jou vra vandag, moenie jou hart verhard nie. Stel jouself oop daarvoor, moenie jou ore doof hou en die wonderwerk mis, wanneer die Heilige Gees deur 'n Titus vir jou wil kom oplig en iets 'n wonderlike werk in jou gemoed wil kom doen. So onthou, feit nommer 2 is, bemoediging se kanaal is mense. Maar dit het 'n ander implikasie. Dit beteken jy kan ook 'n kanaal wees vir iemand anders wat op die oomblik in 'n gat is. Jy kan die een wees wat moed en hoop vir ander mense bring. Verseker wil die Here jou gebruik. Wil jy jou gebruik as 'n kanaal van, ek sien hierdie persoon is bietjie af. In plaas daarvan om net te sê, ek weet nie wat om te doen nie, Heilige Gees gebruik my. Ek is so opgewonde en dankbaar vir die verhouding wat ek met U het, mag U deur my vloei. Mag ek 'n draer wees van hoop en aansporing en vir mense herinner aan die liefde wat daar in U is en die hoop wat daar is en die geloof wat U in ons harte kan losmaak. Kan ek dit so op die skerm vir jou stel? Een van die mees positiewe dinge wat jy vir ander mense kan doen. Dis nie noodwendig om vir hulle geld te gee of hulle op een of ander manier te beïndruk nie. Partykeer is die grootste ding wat jy vir iemand kan doen net om 'n bietjie te bemoedig. Net 'n bietjie te kan aanspoor. En dan is hierdie oproep. Dan is hierdie oproep tot elkeen van ons vanoggend dat ons kanale sal wees veral in die seisoen van die jaar waar ons is, waar jy met hoeveel mense te doen kry wat bietjie moedeloos is. Hulle voete sleep 'n bietjie. Hulle is bietjie keelvol. Is bietjie moeg. En as ek en jy net kan sê, ek is nie net aan die verwagkant, Here, kom bemoedig my nie, maar hoe kan ek ander bemoedig? Hoor gou Jesaja 35 vers 3, inteendeel. Sal jy hom saam met my lees? Kom ons lees hom hardop saam. Jesaja 35 vers 3 sê, gaan hy? Bemoedig die wie se hande slap hang. Help die wie se knieë knik. Sê vir die wat moed verloor het, wees sterk. Moenie bang wees nie, julle God is hier. Wat 'n opdrag.
Miskien is dit net iets wat jy moet vasmaak vandag om te sê, Here, U is my bron van bemoediging, maar ek is 'n kanaal van bemoediging. En dankie dat ek myself kan oopstel vir die bemoediging van ander mense, maar mag ek in staat wees om vir ander mense te kan sê, hey, God is hier. Ek praat nie van 'n goedkoop manier van doen nie. Teendeel, ek kom daarby. Maar hierdie wêreld is so stikkend en mense weet hulle is sondaars. Mense weet 'n klomp goed. So wat hulle nodig het by kinders van die Here is goeie nuus. En die goeie nuus van wees sterk. God is met jou. As jy sy hand vashou en hom in jou lewe toelaat en die stuurwiel van jou omstandighede vir hom gee, is jy dalk in vir 'n ongelooflike wonderwerk om te sien ver meer as wat jy kan bid of dink realiseer. En jy kan daai kanaal wees. Einste Paulus skryf uit eerstehandse ervaring. En weer eens, lees hom gou saam met my, ek net hê jy moet iets hoor van die wat jy kan doen hiermee. 2 Korintiërs 1 vers 4, kom ons lees hom gou. In elke moeilikheid bemoedig hy ons. Daarom kan ons ook ander bemoedig wat in allerlei moeilikhede verkeer. Ons kan hulle bemoedig met dieselfde bemoediging waarmee God ons bemoedig. Wow. So miskien moet jy dalk net vanoggend daai skugter, skaam, ek kan nie ingesteldheid een kant toe skuif en sê, Here, wow, U woord sê ek kan. Want in elke moeilikheid bemoedig U ons. En daar is moeilikhede in hierdie lewe en dis so erg vir Jesus dat hy die helse prys verduur het van die kruis om vir ons te sê, hierdie is nie die lewe nie, dit kom nog, maar byt vas. En in elke moeilikheid op hierdie landskap van planeet Aarde, gaan ek julle bystaan en gaan ek my bron wees, gaan ek die bron wees om julle te bemoedig, maar gaan ek kanale gebruik waardeur julle mekaar kan bemoedig. En maak seker, wanneer jy bemoediging gee, is dit nie maar net 'n menslike vleeslike poging nie. Wat ons nodig het is regtig woorde van moed, van hoop. Wanneer jy iets met iemand deel oor wat God in jou lewe vir jou gedoen het, deel God se beloftes, hoe hy dit moontlik waar gemaak het. Gevaar is dat ons net menslike aanmoediging kan deel, niks seggende woorde. Miskien het jy nodig om net weer vandag kennis te neem van die Job beginsel. Ken jy hom? Hier kom hy, Job 16 vers 5. Dit sê, ek sou julle kon bemoedig met my woorde, maar niks seggende woorde sou ek terughou. Niks seggende woorde soos, ag, alles sal regkom. Jy moet net nie worry nie. Dis nie so erg nie, dinge was al erger. Daar's mense wat baie erger beleef. Ouens, dis nie hoop nie, dis nie bemoediging. Kom ons stel mense voor as kanale van hoop en kom ons stel hulle voor aan die bron van hoop. Bemoedig hulle met die woorde van God het gesê. Die realiteite van God se karakter en sy verhouding wat hy met elke mens wil hê. Die onaanvegbaarheid van jou getuienis. Jy was in 'n gat, jy was in 'n put en toe beleef jy die wonderwerk soos wat Paulus se storie gehad het. So bemoediging se kanaal is mense. Miskien moet jy jouself daarvoor oopstel en sê, Here, ek het nodig dat U my kom bemoedig deur iemand. En ek gaan my ore spits daarvoor. In dieselfde asem, Here, ek wil 'n kanaal wees van hoop vir iemand anders. Mag my paai dalk net vandag kruis met die petroljoggie. Hey buddy, jy lyk down vandag. Kyk 'n bietjie wat gebeur as jy vir so 'n persoon sal vra, waarvoor kan ek vir jou bid? En as jy dit eers op sulke, ek wil amper sê eenvoudige plekke begin gebruik, kan jy later vir 'n kollega, vir 'n familielid, vir jou werkgewer. Want jy besef, wow, God is die bron van hoop en hy wil my gebruik as 'n kanaal van bemoediging vir iemand anders. Derde feit van bemoediging is bemoediging se fokus. Hebreërs 10 vers 24 en 25 sê, laat ons voortdurend aandag gee aan mekaar.
oor hoe ons mekaar kan aanspoor tot liefde en goeie dade. En laat ons tog nie soos party gemeentelede die gewoonte versuim om die gemeentebyeenkomste by te woon nie. Kom ons moedig mekaar aan. Nog meer omdat ons sien dat die dag van Christus se koms al hoe nader word. Bemoediging se fokus is mekaar. Diegene wat deel is van ons geestelike gesin en ons geestelike familie en die mense naby ons kontakkring. Kies intentioneel om seker te maak, kom ons fokus daaraan om ander aan te spoor. Vir al daai mekaar mense in jou binnekring. En as daar iets positief is, vir al hierdie tyd van die jaar, kom ons kies om dit te sê. Die wêreld doen half van nature die negatiewe. Maar interessant, net die afgelope tyd met die lekker reën, daar's so waar mense wat moan oor modder op hulle bakkies en modder in die bakkie. Want dis ons natuur. Maar die fokus is om te sê, hoe kan ons mekaar die heeltyd help om ons oë gefestig te kry op die positiewe, inteendeel ons oë gefestig te kry op Jesus, die bron van alle goeie gawes. En dis hoekom in 'n negatiewe wêreld, as jy jou te veel meng met negatiewe mense, dan word jy self negatief. Dis hoekom die Hebreërskrywer sê, dis so belangrik dat 'n positiewe span mense positief by mekaar kom en mekaar die heeltyd positief beïnvloed. Ek wil amper sê infekteer. As jy te veel met siek mense kontak maak, dan kry jy self griep. Kan ons nie daai beginsel deurtrek nou as jy met te veel positiewe mense meng, dan doen jy self positiwiteit op. En jy skep selfmoed. As het ware gemeentelike samekomste is veronderstel om soos daai vitamiene-inspuitings te wees, wat as jy uitstap, moet jy voel, ek sien weer kans vir die lewe, ek sien weer kans vir die uitdagings. Inteendeel, ek sê dit vir jou so op die skerm, die rede vir al ons samekomste is bemoediging. As jy ooit uit 'n samekoms uitstap en die goeie nuus van Jesus het jou nie bemoedig nie, het ons ergens iets verkeerd gedoen. Inteendeel, as jy ooit uit 'n Christelike samekoms uitstap en dit was ontmoedigend en dit het die hoop onder jou uitgetrek, wow, ouens, dis rooi ligte, dan's daar iets fout. Romeine 1, vers 11 en 12. Begeer met my hele hart om julle te besoek, sê Paulus. Ek wil vir julle geestelike seëning bring om julle in julle geloof te versterk. Maar dan gaan hy aan en hy sê, wow, dis nie net 'n eenrigting ding nie. Wat is die fokus van bemoediging? Hy sê, eintlik bedoel ek, vers 12, dat ons mekaar dan oor en weer sal kan bemoedig, deur ons gemeenskaplike geloof. Dit is my altyd opwindend, en ek wens ek het meer tyd daarvoor gehad, om tyd met ons senior burgers te spandeer in die aftreeoord, en ek gaan baie keer daar soontoe met hierdie half deur die lense van, ek gaan hulle mos nou bedien, dis mos nou hoekom ek soontoe gaan. Maar dan beleef ek, as daai ooms en tannies vir jou hulle stories vertel, wat God vir hulle gedoen het, hoe die Here hulle deurgedra het, hoe dit hy wonderwerke vir hulle gedoen het, raai wat gebeur, word net so bemoedig. Want die fokus van bemoediging is twee kante toe. 'n Vierde feit wat jy moet hoor is, bemoediging se frekwensie. Ek dink ons doen dit hopeloos te min. Ons is te min intentioneel. Hoor wat is ons opdrag terwyl ons nog die geleentheid het, Hebreërs 3. Hebreërs 3, Nuwe Lewende Vertaling sê, julle moet mekaar van dag tot dag aanspoor. Ja, solank as wat die vandag nog bestaan, om te keer dat een van julle deur die verleidelikheid van die sonde verhard word. So die uitdaging is, soveel as moontlik, dag vir dag, die boodskapvertaling sê, praat mekaar elke dag moed in, terwyl God nog vir ons 'n kans gee om dit te doen. Help mekaar, dat nie een van julle deur die lekker van die sonde so betower word, dat julle God nie meer raak sien nie. Kom ons moedig mekaar aan, soos 'n klomp cheerleaders of medespanlede, en al is jy op die bench en nie altyd deel van die aksie nie, dit doen nogal iets wanneer jy op die veld is, wanneer jy medespanlede het, wat van die kant af vir jou aanmoedig en jou aanvuur en jou tanks emosioneel volmoed maak. So bemoediging se frekwensie is daagliks. Ons moet, dit waarmee jy bemoedig word,
Moed het nogal die vermoë om te verdamp. Veral as die hitte 'n bietjie toeneem, emosioneel en die druk daar is. Dan verdamp dit uit 'n ou se lewe uit. Daarom het ons nodig om letterlik soos in, ek dink die Nuwe Lewende Vertaling sê van dag tot dag, die Boodskapvertaling sê elke dag bemoedig te word en ander te bemoedig. En ons het nodig om dit so te doen sodat mense en onsself nie negatief word nie. Want hier's die hartseer. Negativiteit word ongeloof. Jy raak so negatief oor jou omstandighede, oor jou finansies, oor jou gesondheid, oor jou vooruitsigte. As jy nie oppas nie, jou negativiteit word ongeloof. En die hartseer is, ongeloof is sonde. Want sonder geloof is dit onmoontlik om God te behaag. So dis hoekom ons daar is vir mekaar. Dis hoekom dit so nodig is dat jy jou omring met medestryders, volgelinge van Jesus. So kom dit so 'n bate is om deel te wees van 'n klein groep in een of ander konteks. 'n Groep waar jy selfs daagliks met mekaar kontak het, wat ons mekaar aanmoedig. En oppas daarvoor, ek weet almal van ons is sensitief vir 'n oorvol WhatsApp inbox. Maar daar's waarde daarin om miskien net daai boodskapies wat vir jou aangestuur is, om net weer moed te skep daaruit, want eers wil die Here ander instrumente gebruik om jou moedtank te vul. En dis die rede hoekom dit so belangrik is om deel te wees van 'n geestelike familie. En nie net die geleenthede by te woon nie, maar te ervaar daar's verhoudings met mense waar jy gestig en gebou word. Nommer 5. Bemoediging se verantwoordelikheid. As jou tank 'n bietjie leeg is, en jy het bietjie min moed op die oomblik, is dit egter nie ander mense se verantwoordelikheid nie. Daar's baie waarde, dis ongelooflike groot seën, dis 'n ongelooflike voorreg en 'n ongekende voorreg, wanneer ander mense jou bemoedig en vul met hoop en met moed. Maar as jy moedloos is, en ander mense gee nie vir jou moed nie, dan kan jy nie hulle blameer en dit regverdig, wel, dis nou hoekom ek moedeloos is, want niemand anders bemoedig my nie. Dis nie 'n lekker situasie nie, maar jy's verseker nie hopeloos nie. Want hier's wat ek wil hê jy moet ongelukkig vandag ook hoor. Die vlak van jou moedtank is jou verantwoordelikheid. Die verantwoordelikheid is myne. Die feit dat my tank is, kan nooit God se skuld wees, want hy is die bron. Ander mense se skuld wees, want hulle het nie heeltemal my tanks vol gemaak nie. Die realiteit is, God gee baie keer vir ons hierdie bronne van hoop. Ons het 'n mooi, die Afrikaanse term werk net vir my baie mooi, wanneer dit sê, jy kom by moed. Wat moet jy doen? Jy moet moed skep. Jy moet dit doen. Dit word nie gedamp op jou nie. Dis nie, ek verdrink nou in al die moed nie. Julle moet nou ophou. Jy kom net nooit by daai punt nie. Dis soos die spreekwoordelike perd by die water. Jy moet self moed skep. Klassieke storie, daarmee sluit ons af. Dawid, aanvanklik het als in sy lewe ongelooflik roosklere gelyk. Dit was hierdie van zere na Here, die klein onbekende skaapwagter seentjie word 'n koning, verslaan Goliat, skielik maak hulle allerhande liedjies oor hom en die vrouens van die gemeenskap gaan mal oor hom en hy's op die voorblad van al wat 'n tydskrif is en dis net hoeha. En dan skielik begin dinge in sy lewe verander, soveel so dat hy moet vlug vir sy lewe. Sy familie begin hom ondersteun en hulle trek omsirkel hom en trek rondom hom saam. Maar dit was nie net hierdie goeie, positiewe ondersteuningsgroep wat hy om hom gehad het nie. Hier so die crowd gelyk het. 1 Samuel 2 vers 22 vers 2. Hoe lyk dit? Nou sê hy eintlik, hy's moedeloos, hy's op down and out. Verder het elkeen wat in die moeilikheid was,
elkeen wat 'n skuldeiser gehad het, elkeen wat verbitterd was, by hom aangesluit, en hy het toe maar hulle leier geword. Maar dis 'n redelike hoi polloi span om te hê. Kan jy die prentjie voorstel? Beroerd, bankrot, bitter. Tipe van hierdie klomp vlugtelinge en hy word nou maar hulle leier. En om behoue te bly, gaan vestig hulle met toestemming van die Filistyne hulle op 'n onbekende plattelandse dorpie met die naam van Siklag. Dink hulle wou hulle later Siklag daaroor. Siklag, S-I-K, Siklag. Maar hulle is op Filistynse grondgebied. Asof dit nie genoeg is nie, raak dinge nog erger, want in ruil vir hulle verblyf, dwing die Filistyne hulle toe, om hulle te gaan help om 'n oorlog te wen. So Dawid met sy manskappe, wat 'n hoi polloi klomp is, moet nou die Filistyne gaan help om hulle oorlog te wen. Hulle doen dit. En toe hulle terugkom, gaan lees die storie. Toe hulle terugkom, is hulle besittings gestroop, hulle huise is afgebrand, hulle vrouens en hulle kinders is verloor, hulle is ontvoer, hulle het letterlik alles verloor. Jy kan maar letterlik sê, Dawid was op moed verloor se vlakte. En nee, ek lees dit nie in nie, kom ek lees vir jou wat die Bybel sê. 1 Samuel 30 vers 4. Dawid en sy manne het hard gehuil, totdat hulle nie meer kon huil nie. Was jy al daar? Dis waar hierdie ouens is. Hulle is so oorval deur droefheid, hulle is so gebreek, hulle is so versla, hulle is so keelvol, hulle is so hopeloos en moedeloos, dat hulle nie meer kon huil nie. En vir Dawid word dit selfs nog erger, vers 6. Dawid was in groot nood, want die manne het nou daaraan gedink, om hom met klippe dood te gooi. Niemand is beïndruk met hom nie, hulle is verbitter, dis nou sy skuld, hulle wil hom vermoor. So hy is die koning, gesalfde van die Here, 'n vlugteling in sy eie koninkryk. Nou jy kan sê, as jy in sy skoene was, dis nie regverdig nie, waar's die Here, hoe kan hy dit toelaat? Niemand bemoedig hom nie, die ondersteuning wat hy gehad het, draai teen hom. Ek dink dis alle rede om ontmoedig te wees. En hoe het hy hier beland? As jy die riller van sy storie gaan lees, hy het sy mentor verloor, hy verloor sy vrou, hy verloor sy sekuriteit, hy verloor sy huis, hy verloor sy geld en sy inkomste. Dan vind hy weer die moed om half in die middel van niks en nêrens van vooraf te begin, nou met 'n groep uitgeworpen is, hulle draai teen hom en oorweeg om hom dood te maak. En in plaas daarvan, en ek dink dis hoekom Dawid uit die man na God se hart was, in plaas daarvan dat hy mense blameer en die Here bevraagteken, ontdek ons een van die mees uitsonderlike versies in die hele Bybel. 1 Samuel 30 vers 6. Dawid het homself versterk in die Here sy God. Toe die bodem uitval, toe val Dawid binne in die arms van 'n liefdevolle God. En hy val terug in die bron van bemoediging. Die Engelse Bybel sê, King James sê, but David encouraged himself in the Lord his God. Hierdie eenvoudige vers word die keerpunt van sy lewe. En hy skep moed, en hy besef, wie's die bron? En die wending is merkwaardig, gaan lees die res van sy storie, na 1 Samuel 30. Hoe dat hy kan terugkeer na Israel, sy koningskap herbevestig word, en hy een van die mees gewaardeerde konings word, inteendeel as jy ooit die voorreg het om in Israel te kom. Ek het vir 'n tyd daar gebly, en die belewenis was, elke nou en dan wil 'n ander toergids of iemand jou wees, have you been to the grave of King David? Kan ons jou gaan wys? The greatest king who ever lived. Maak van Israel op daai stadium nooit nog weer, was hulle 'n wêreldmoondheid soos daai tyd nie, onder sy koningskap. So het geweldige hoogtepunte beleef, maar daar was weer laagtepunte. En elke keer wanneer Dawid 'n laagtepunt bereik,
dan skep hy moed en hy versterk homself in die Here sy God, die bron van bemoediging. Gaan lees hy Psalms. Ons het die voorreg om half sy stiltetyd joernaal te lees en sy kommunikasie met die Here en baie daarvan is sy gesprekke met God. So miskien is jy, luister jy na hierdie woorde en jy besef, jy's platgeslaan, jy's uitgekeier, jy's nie eers meer seker of jy lus is om te lewe nie. Hoor vandag as God vir jou sê, byt vas. Maar oppas dat jy God blameer of ander blameer, want as jy jou self versterk in die Here jou God. Mense is nie jou bron nie, God is. Moontlik is dit nodig om terug te val op daai persoonlike beloftes. Here, U het al vir my gesê. Styf woord oor jou lewe te spreek. Here, U beloof vir my. Kan ek myself herinner net weer aan sy karakter? Hy sal nooit iemand begewe of verlaat nie. Dis in daai dips wat na die tyd weer gekom het, wat Dawid onder andere skryf, wanneer hy letterlik die hel gaan van 'n vallei van doodskade weer, dan sê hy, die Here is my herder. Ek sal nie vrees nie, gaan nie bekommerd wees nie. Jy sien, dis wanneer 'n mens met oortuiging kan sê, ek byt vas. So vanoggend word jy uitgedaag, miskien om ander te bemoedig. Miskien om net 'n bietjie meer, en miskien die Job beginsel toe te pas van, ek sal nie goedkoop raad gee nie, maar wanneer het God Job se lot verander? Toe hy ander begin bemoedig, toe hy vir ander begin bid, toe hy uitreik na ander. So vanoggend, ongeag van waar jy is, wat daarvan dat jy net 'n bietjie meer hoop vir iemand anders kan gee. John Maxwell het my jare terug geleer, leaders are dealers in hope. As jy 'n leier wil wees, begin vir mense hoop gee. Maar jy word ook vanoggend uitgedaag om toe te laat dat ander mense jou bemoedig. Wanneer jy in 'n gat is jy baie keer nogal geneig om jou af te skei en te isoleer, en dis net wat die duiwel jou wil hê. So jy kan in sy kraal speel, maar daar's iets daarin, net vanoggend, deur nie by die huis te sit nie, maar hier te wees, wat God met jou 'n ander dinamiese afspraak kan hê, want jy's tussen mense. En jy is in sy teenwoordigheid. Veral het jy vandag nodig om te hoor dat jy is nie afhanklik van mense om vol moed en versterk te word nie. Jy is nie afhanklik van goeie omstandighede voordat jy weer moed skep nie. Jy kan jouself versterk in die Here. So as jy 'n bietjie moedeloos is, mag die Here jou kom vul met 'n ander ingesteldheid wat kan sê, terug na die vers waarmee ons begin het, 2 Korintiërs 7:6. Mag dit jou storie word. Weet julle, ons groot God, wat in staat is om mense op te tel wat in die stof lê, het my ook kom optel uit die diep put waarin ek was. Kom ek bid vir jou. Here, U ken ons stories vanoggend beter as onsself. En dankie dat U 'n besorgdheid het. 'n Besorgdheid en 'n ongelooflike dringende opgewondenheid dat ons U gaan beleef, wat ons binne in die storm staande kan hou, wat ons in 'n vallei van doodskade weer vreesloos kan maak. En al sien ons nie voor ons nie, U stok en U staf is daar om vir ons die pad voel aan te dui, en ons uiteindelik te bring by die wow ervaring, wanneer ons aan die ander kant die deurbraak en die kort pad sien wat U eintlik met ons gekies het, na 'n feesmaal, na 'n oorwinningsgeleentheid. Ek ken vanmôre stories van harte en mense hier wat op die rand van uitbranding en moedeloosheid is. Dankie dat U die God is van hoop, dat U die God is, die bron is van bemoediging. Heilige Gees, ek kom bid dat U vanmôre die onsekerheid en die ongeloof en die negativiteit en die depressie wat van soveel mense besit neem, dat in die naam van Jesus die greep daarvan verbreek sal word onder die krag en die vryspraak van U woord. Dankie dat waar U is daar lig en verligting, U las is lig, U juk is sag. Dankie dat U iets anders wil bring in elke lewe wat vanoggend hier in 'n duisternis en in 'n gat vasgevang is. Mag die lig van die hoop en die lewe en die liefde van Christus deurbreek in sulke omstandighede.
Ek bid dat die nagstories in lofgetuienisse gaan verander van hoe die lig en die deurbrake van dag deurgekom het. Dankie dat U baie van ons vandag oproep om kanale te word van hoop en bemoediging. Mag ons allermins suinig wees met die stories van U sorg en U seën in ons lewens. En nooit wil ons daaroor breek nie, maar in dieselfde asem wil ons met soveel dankbaarheid vir ander mense kan sê waartoe ons God in staat is. Mag stories van hoop en bemoediging vanuit individue in hierdie gehoor as ware 'n veldbrand veroorsaak teen hopeloosheid en ontmoediging en negativiteit en depressie. En mag al meer en meer van ons vir mekaar kan sê en ander mense kan aanmoedig om met rede en autoriteit te kan sê in die naam van Jesus, byt vas. Dankie dat ons dit kan sê omdat U ons bron is. Kom bid vir diegene in ons gehoor wat dalk nog nie met U in 'n kontakverhouding is nie. Dat hulle soveel ander bronne van inspirasie het, maar nie U nie. Mag U die geleentheid kry en mag sulke individue vanoggend hulle lewens vir U oopstel en sê Here, kom word nommer 1. Kom word my bron. Kom word my anker, kom word my rots. Ek steek vandag my hand uit hierdie gat uit na U. Kom vat my, kom red my, kom transformeer my, kom verander my lewe. Nie noodwendig in 'n maklike storie nie, maar 'n kosbare storie van die grootheid van ons God. Dankie dat U die vermoë het om ons op te lig. En ek kom bid dat elke persoon wat vasgevang is op een of ander manier in 'n ontmoedigende negativiteit en ongeloof begin sit kry het in ons harte. Kom maak ons vry. Mag ons vandag 'n verklaring kan maak om te sê ons God lig ons op. Hy bemoedig ons en hy stel ons in staat om kanale te wees van lig en lewe en moed en hoop. Ons bid dit in die naam van Jesus. En almal sê amen. Weet julle naam is nie Josh Groban nie. Maar ek dink jy gaan vanmôre uitgedaag word om saam met 'n kleinerige musiekspan 'n volle bors verklaring te maak wanneer ons vanmôre vir die Here sê, You raise me up. And I can stand on mountains. Watter berge daar ook al is, ons staan nie net ons oë op na die berge nie, ons klim op die berge. Ons gaan staan op die berge. En ons gaan 'n standpunt inneem in oorwinning en vir mekaar kan sê, byt vas. Want ons het 'n God wat ons oplig. So kom ons maak dit ons oorwinningskreet vanmôre. Teen alle negativiteit, wanneer ons hom as die bron van bemoediging eer.